opnuut sal ervaar en belewe in ons harte, ons hoef nie eensaam te wees nie. Ons hoef nie alleen te wees nie. Of kan ek dit dan so stel, dat selfs in ons alleenheid, hoef ons nie eensaam te wees nie. In ons alleenheid op hierdie wêreld, in ons omstandighede, kan ons weet, Jesus is altyd by jou en saam met jou. Ek wil hê jy moet saam met my blaai, nie wat die Bybels bydraad het. Nou Johannes hoofstuk 14. Dan gaan 'n langer gedeelte daar lees. Maar hierdie gedeelte gaan daaroor dat Jesus sy disippels bymekaar gekry het, net voor die laaste nagmaal, net voor hulle Getsemane is, en net voordat Jesus gekruisig sou word. En Jesus begin met sy disippels praat, en hy begin vir hulle sê, luister, ek gaan julle verlaat. En ek wil hê jy moet die prentjie kry van hierdie 12 disippels, wat 3 jaar van hulle lewe aan Jesus afgegee het. Vir 3 jaar van hulle lewe was hulle selde by hulle families, selde by hulle huise, het hulle nie meer hulle daaglikse werk kon doen nie, hulle hele lewe en wese was toegewy aan Jesus, en waar Jesus gaan het hulle gegaan, want Jesus gedoen het 'n klomp gevolg. En nou kom Jesus en hy sê vir hulle, ek gaan julle verlaat. Dink vir jouself, as jy in daai situasie was, wat sou deur jou gedagtes gegaan? Wat sou jy beleef het? Om 3 jaar van jou lewe weg te gee, en dan dalk te moet voel, dit was alles verkeerd. Nou gaan ons los. Wat nou? Wat volg die toekoms? En hier sien die disippels, met hierdie krisis in hulle harte, hierdie vraag in hulle harte, wat gaan ons maak sonder Jesus? En nou praat Jesus met hulle in Johannes 14 vers 1. En hy sê, julle moenie ontstel wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie vreesbevange raak omdat ek vir julle sê ek gaan weg. Glo in God, glo ook in my. En as ek dit vanmôre op jou en my kan toepassing maak die vanmôre saak hoe alleen jy voel. Maak die saak hoe eensaam jy is. Maak die saak wie jy teleurgestel nie. Maak die saak wie vir jou dan gesê ek gaan weg en ek gaan jou agterlaat nie. Dan gaan die huwelik wat jy 10, 12 jaar in die huwelik was, en nou sê jou lewensmaat, genoeg is genoeg, ek gaan nou loop. Dan 'n kind wat jy so versorg het, en toe hy in die huis uitgaan, toe vergeet hy van jou. Weet jy wat is jou situasie, die dag by die werk, waar jy gaan hoor, jy moet jou werk los, of hulle gaan jou afdank, of wat ook al, afbetaal. Maak die saak of wat die situasie vanmôre is, die Here wat vir jou vanmôre kom stel, sê, moenie ontstel wees. Moenie vreesbevange raak. Glo in God. Glo in my. Glo God. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, so ek vir julle gesê, ek gaan vir jou plek gereed te maak. Dis asof hy vir hulle sê, luister man, ek gaan julle nie alleen los nie. Ek gaan net so 'n bietjie weg om julle uitlik vir julle iets beters te gaan gereed kry. Om julle voor te berei, vir iets te gaan voorberei, wat vir julle kosbaar en spesiaal en wonderlik gaan wees. Vers 3, en as ek gegaan het, en vir jou plek gereed gemaak het, kom ek terug. Ek gaan julle nie agterlaat nie, ek gaan nie vir julle vergeet nie, ek gaan julle nie afskuif nie, ek kom terug. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Met ander woorde, daar gaan 'n dag kom, wanneer ek nooit weer alleen gaan wees nie. 'n dag kom, wat ek nooit weer eensaam gaan wees nie. Wat ek nooit weer verlore gaan voel nie, nooit weer verworpe gaan voel nie, nooit weer gaan voel, niemand stel aan my belang nie. Daai dag gaan kom, Jesus gaan kom om my te kom haal, om ewig by hom te wees, maar nou is hy besig om vir my
plek voor U te bly. Dan gaan hy verder en sê, julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesus kom en hy sê vanmôre, hy is die weg uit jou pyn. Hy is die weg uit jou alleenheid. Hy is die weg uit jou eensaamheid. Hy is die weg uit jou omstandighede. Maak nie saak wat dit is nie. Hy is die weg na die antwoord. Hy is die weg na die oplossing. Hy is die weg na daardie oomblik wanneer ons dit nooit weer gaan ervaar nie. Nou is ek besig om daai weg voor te berei wat hy alreeds vir ons gebaan het aan die kruis. En gaan terugkom om jou te kom haal om vir ewig saam met hom te wees. En dan gaan hy verder. So 'n paar verse verder aan in vers 16. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sal sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, julle in my en ek in julle. Hy kom op 'n ander plek en sê, dis voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, kan ek nie die trooster vir julle stuur. Dis asof die Here sê, luister, ek gaan weg, maar ek gaan nie weg nie. Ek gaan weg, maar ek gaan myself eintlik binne in julle sit. Ek gaan hemel toe, maar eintlik is ek nog by julle, en sommer binne in julle, deur my Heilige Gees. En dis waarom mense alleen kan wees, maar nie eensaam. Dis hoekom jy kan voel dat niemand om jou nie, niemand kyk na jou nie, niemand praat met jou nie, niemand is besig met jou nie, maar nog steeds is ek nie alleen nie, want hy is binne my. Deur sy Gees. En dit is wat ek vanmôre in julle midde wil laat. Jesus is binne jou. Jy is nie alleen. Jy is nie op jou eie nie. Jy is nie oorgegee in jou eie omstandighede nie. Jy is nie vergete nie. Jy is nie verspote nie. Die Here is vir môre by jou. En dan wil ek vanmôre verder gaan. Ek wil vir jou so 'n paar verse gee wat die woord van God vir jou beloof. Daar in Genesis 3 ken jy die verhaal van hoe dat Adam en Eva die vrug geëet het. En toe is hulle skaam vir God. Hulle is bang vir God. Hulle gewete kla aan, hulle weet hulle het gesondig. Hulle weet die verhouding tussen hulle en God is geskaad. Wat doen hulle? Hulle gaan weg. Hulle gaan kruip weg. Hulle maak vir 'n klere om hulself te bedek. Want hulle is skaam, hulle is bang, hulle is bevrees. En dis presies die toestand in Suid-Afrika. Dis die toestand van die Afrikaans sprekende mens. Want dis juist hulle wat God die beste geken het in hierdie land. Dis juist hulle wat die Here gedien het. Dis hulle kerke wat vol was. Dis hulle wat God eerste geplaas in hulle lewe, maar hulle het gesondig voor die Here. Hulle verhouding met God geskaad. Hulle het God teleurgestel. Hulle het hulle self teleurgestel. 'n Man het vroue teleurgestel. Vrouens het mans teleurgestel. Ouers stel kinders teleur. Kinders stel mans teleur. En almal loop met vrees, in angs, in bewering. Mense doen enigiets om daardie skuldgevoelens weg te steek. Party drink dit weg. Ander rook dit weg.
ander hardloop weg deur egskeiding, ander hardloop na ander lande toe. Almal is besig om te hardloop, want hulle sit met vrees en angs in hulle lewe. Net soos Adam en Eva. Dan kom die Here aangestap in die aandwyntjie. Terwyl hulle wegkruip, hoor hulle God se stem. Waar is jy? Want God wil nie jy moet alleen wees nie. God het jou nog nooit afgeskryf. God het nog nooit van jou vergeet nie. En maak nie saak hoe diep jy wegkruip nie. God weet jy's daar. En ek wil vra vanmôre vir jou, my kind, waar is jy? Want ek wil by jou wees. Ek wil saam met jou wees. Ek wil die pad saam met jou stap. In die Ou Testament het hulle nog nie so ervaar, maar hier kom Jesus in die Nuwe Testament en hy sê, luister, dit is voordelig dat ek weggaan, want ek is nie een persoon met een liggaam, maar wanneer ek my gees stuur, kan ek in elke een van julle wees. Ek is by jou. Ek is saam met jou. In jou omstandighede is ek by jou vanmôre. Sadrag, Mesach, Abednego geloop raai vuuroond. Hulle dink dis die einde. Maar die volgende oomblik, toe wandel die engel saam met hulle. God is saam met jou in die vuur. En Dawid kom en hy sê, gaan ek in die dal van doodskade weer. U is met my. Jesus is saam met jou. Hy is by jou. En selfs wanneer jy ongehoorsaam is en dinge doen wat jy nie moet doen nie, en jy gaan na raaie draai en jy loop en draai en wat ook al, die Here vergeet jou nie. Hy is saam met jou. Hy is in jou. Deur sy soete Heilige Gees. Die Here God roep uit en sê, waar is jy? Want ek wil met jou wandel. Deuteronomium 31 vers 6 kom die Here praat met Josua. Josua wat die opvolger moet wees van hierdie magtige profeet Moses. Die man wat Israel vir die res van hulle lewe sou vereer as hulle grootste leier. En nou moet Josua oorvat. En hy voel, hy kan nie, hy is nie gereed nie. En luister wat sê die Here vir hom, Josua, hou moed, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here, julle God, gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Wat is jou bedreiging? Wat is dit wat jou so oorweldig? Wat is dit wat jy vaskyk en sê, Here, hierdie berg wat ek meer te doen kry, ek kan dit nie meer hanteer nie. Kom Here vanmôre, en hy sê vir hom, moenie vir hulle skrik. Moenie vir omstandighede bang wees nie. Moenie vrees vir hulle wat jou bedreig nie. Want die Here is met jou. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jesus is by jou. En dan nie baie kosbaar. Hierdie is een van my verse waar ek vashou. Jesaja 41 vers 10 en 13. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas in my eie hand, red ek jou. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. In die week kan nie onthou wie dit was nie, ek het een van julle nog. Stuur vir my 'n video van 'n man wat op 'n radio onderhoud met iemand daar bo in Johan in Pretoria was, radio en gewoon as ek reg onthou. En die man het 'n baie soortgelyke belewenis gehad in COVID-tyd as wat ek gehad het. Baie dieselfde tipe belewenis, want jy wat het dit. Wow, hy het dit op my gespreek. Oh, ek het na daai video gekyk. En wat hy sê toe die krisis in sy lewe die grootste was, ek wil nou nie alles in detail bespreek nie, maar toe kom hy skielik tot 'n ontdekking. Jesus is almagtig.
Hy sê, toe hy dit besef, toe gaan hy oorwinning kry, oor al ons omstandighede, is in hele geval. Maar daai woorde hoor, toe begin die Gees van die Here met my praat. En hierdie vers kom by my op. Hoekom is ons bang? Ons dien 'n almagtige God. Daar is niks wat God nie kan doen nie. Daar is niks wat hy nie kan verander nie. Die probleem is, ons sê dit, en ons bely ons glo dit, maar stap ons dan weg en probeer ons dieselfde. Ai, wanneer gaan ons leer om God onvoorwaardelik te vertrou? Wanneer gaan ons leer om op te hou, planne maak om God te help? Wanneer gaan ons leer, God is almagtig. By hom is alle dinge moontlik. Mariaatjie roep uit toe die engel met haar gepraat het, en sy ontdek dat sy geswanger word sonder 'n man daar was. Toe vra sy die vraag, sy sê, is daar iets wat by God onmoontlik is? En hierdie almagtige God is binne jou. Hierdie almagtige God is by jou. Beloof, ek sal jou nie in die steek laat. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Nou, jy nie verstaan, jy vat 'n bietjie lank. Here, ek het nou genoeg gewag. Waarom moet ek gesê? Ek gesê ek het nou genoeg gewag. En toe help hy homself. En wat gebeur? Hy help dat die vyand van Israel tot vandag nog steeds lewe. Nie God probeer help nie. Jy gaan vol af en maak. Vertrou die Here. Hy sal jou nie in die steek laat. Jesaja 43 vers 1 en 2, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, kyk jy na jouself, kyk bietjie na jou hande, kyk net bietjie na wat jou kan wil kyk, en besef net, hoe groot is die God wat jou gemaak het. En die feit dat jy vanmorgen afgehaal, die feit dat jy opgestaan het in die bed, die feit dat jy kon eet, dat jy kon drink, dat jy 'n voertuig kon klim en ry, die feit dat jy beskerm was op die pad tot hier toe. Gisteravond weer gelees van 'n taxi wat hier 'n stopstraat gery het en 3 mense is dood. Dit kon jy gewees het. Maar jy's hier. Hoekom? Want hierdie groot God wat gesê het, ek het jou geskep, Jakob, ek het jou gevorm, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Die Here sê, jy is syne, jy is sy eiendom, jy het van hom kosbaar, hy het jou gekoop met sy kosbare bloed. Hy is by jou, hy is saam met jou, hy sal jou nie begewe, en hy sal jou nie verlaat. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou, deur 'n vuur, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, luister mooi, hy sê nie, jy gaan die vuur ervaar nie. Hy sê nie, jy gaan nie storms beleef nie, maar hy sê, as jy daar gaan, is jy nie alleen nie. Hy sal jou nie wegspoel nie, die deur die vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. God is met jou. En die beste van alles, Romeine 8 vers 28 sê, en gaan jy deur daardie goed, en tref daardie storms jou, aan die ander kant as jy uitkom, sal alles beter wees as voor die tyd, want alles werk mee ten goeie vir die wat hom liefhet. O
ook die vuur, ook die krisisse wat jou dryf. Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Broers en susters, dit lyk sleg daar in die wêreld. Mense beleef sleg God. Die krisisse hou net nie op nie. As dit nie klas is nie, as dit nie rakas. En as dit nie rakas is nie, dan is dat nie geld nie. En as dat nie geld is nie, dan is dat nie kos nie. En so raak dit net erger en erger en erger en die pyn hou nie op nie. Verstaan dit? Mense het gesegd dat dinge kom in drie en ons moet nie die goedjies glo nie. Dis van die duiwel. Maar die feit is, dis wat mense beleef. Maar die spuite van alles, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sal ons neerdra. Ons sal aan die kant kom. Ons sal meer as 'n oorwinnaar wees. Nie moet ek goed is nie, inteendeel. Jy sal met ek oorgee en sê, Here, ek kan nie. Kom en hy sê, maar ek kan. Moet nie bang wees nie. Moet nie bevrees wees. Ek is met jou. Dan kom Jesus na hy alles gedoen het, deur die Getsemane, deur die kruis, deur die graf, opgestaan het, en alles wat daar mee saamgaan, selfs sy disippels wat nie geglo het nie, al die krisisse wat hy moes deurgaan, vat hy op die berg. En hy gaan staan daarvan en sê, hoor hierso, dis nou sulke tyd, ek het vir julle gesê, ek gaan weg. Dis nou sulke tyd. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is gegee alle mag. Ek is almagtig. Alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Want deur sy gees sy binne in jou. Ek wil vanmôre vir jou vra, kom ons raak mense wat nie deel is van die statistiek. Die statistiek sê Suid-Afrikaners is alleen, is eensaam, is bang, bevrees, wil vlug. Dan kom jy en ek, wees mense wat sê, ek vertrou die Here. Hy is met my. Wie kan teen my wees? Ek gaan nergens hier hardloop nie. Ek gaan niks doen om myself te probeer help. Ek kan nie. Maar God kan. Hy is die almagtige. By hom is alle dinge moontlik. So gaan nie vrees nie. Gaan nie bang wees nie. Gaan nie op hoop sit nie. Gaan nie wegkruip nie. Gaan nie hokke maak nie.